Ons reis vanoggend verder deur Paulus se aangrypende brief aan die gelowiges in die gemeente van Rome en ons kyk na Romeine 10. Die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Verder staan daar ook, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Paulus sê hier op 'n kragtige manier dat God se vryspraak nie ver weg is nie, dat jy nie ver en wyd daarvoor hoef te soek nie. Dis nie in die hemel of elders nie. Dis so naby aan jou, soos wat hy, jou mond en jou hart aan jou is. Hierdie is nie 'n lys van dinge wat jy eers moet doen om dit te verkry nie, of 'n ver pelgrimstog wat jy moet aflê daarvoor nie. Ons moet net doen wat vers 9 sê. Dit is die kitsklaar antwoord op die vraag, hoe word 'n mens 'n Christen? Hoe weet jy iemand is 'n Christen? Hoe weet jy iemand is gered? Vers 9 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. En hier lê die hart van die evangelie, soos ons dit ontdek het. Nie in ons werke nie, maar genade, nie ons prestasie nie, maar geloof, nie 'n ver pad nie, maar Christus wat naby gekom het. En Paulus sê dat hulle was hardkoppig en eiewys en wou nie aanvaar dat vryspraak so maklik is nie, so naby aan die gelowige is nie en so bereikbaar is nie. En nou mis hulle uit op alles wat saam met hierdie vryspraak kom. En dit is wat Paulus ook probeer sê. Ons is nou kinders van God. God is by ons soos 'n liefdevolle ouer wat ons nooit verlaat nie. Selfs meer as dit. Hoe hartseer sal dit wees om nie hierdie wonderlike genadige geskenk te kan beleef en uitleef nie. In vorige verse van Romeine 10, dan probeer Paulus sy Joodse lesers oortuig dat God in Jesus al die beloftes aan Israel vervul het. Hy wil hê hulle moet aanvaar dat hulle maar hulle beeld van die Messias kan neersit, want die Messias self is hier. Om dit te kan doen, maak Paulus gebruik van 'n hele paar Ou-testamentiese tekste. Hy wil nie 'n nuwe leer verkondig nie. Hy sê wel, ek sê niks wat ons nog nie altyd gesê het nie. Ek verkondig net wat ons nog altyd verkondig het. Die skrifte waarmee ons groot geword het nuwe betekenis omdat die Messias gekom het. Wanneer Paulus die moeite beskryf waarmee sommige mense Christus deel van hulle lewens wil maak, dan gebruik hy tekste uit Deuteronomium. Hy wil die lyn trek tussen die Ou en die Nuwe Testament en tussen die wet en die verlosser. Nou kan ons dalk sê, dankie tog dat ons nie meer al die wette hoef te gehoorsaam nie. Ons hoef net te bely, dan is alles reg. As ons so dink, is ons eintlik maar net weer waar Israel was. En ons kyk weer na 'n beeld, die beeld van 'n leë kruis en 'n leë graf. Intussen is die een wat ook nie in die beeld is nie in hierdie wêreld aan die werk. Hy is hier by ons teenwoordig. Intussen is Jesus koning en Here in hierdie lewe. In Deuteronomium was die uitnodiging. God het in die uittog uit Egipte en in die geskiedenis gewys dat hy deel van jou lewe is. Gaan leef nou as iemand van wie se lewe God deel is. In die Nuwe Testamentiese kerk is die uitnodiging, God het in Jesus die Messias en in die geskiedenis gewys dat hy deel van jou lewe is. Gaan leef nou as iemand van wie se lewe God 'n wesenlike deel is. As liggaam van Christus moet ons verstaan dat ons elkeen geroep is om te verkondig met ons mond en met ons lewe dat Jesus die Here is. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is
en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Ons praat volgende keer verder.